Wel, ek groet jullie op hierdie pragtige môre, baie welkom hierdie uitsending vanmôre. Mag die Here, mag jy sommer baie mooi en 'n wonderlike dag hê. En 'n dag wat sommer vir jy net aangenaam lekker sal wees. Soms voel dit vir ons, waar ons kom, waar ons gaan, waar ons beweeg, wat ons ook al doen, niks is reg nie. Het jy al ooit gevoel, soms dan voel dit net, hoorie, maar al die woorde, of al die dinge, of alles by die werk, of waar ek ook al beweeg, het sy in die dorp, het sy waar, dan voel dit vir ons baie keer, dit voel of alles sommer net so teen my is. Dit voel of alles sommer net so teen my draai. Dawid het ook so gevoel. En dan kom Dawid en hy skryf hierdie pragtige psalm, Psalm 64. Net so hier en daar, gaan ek vir jy aanhaal. Maar dit kom daarop neer dat die goddelose soek sy ondergang. Hulle beplan dinge teen hom. Hulle sê dinge teen hom. En Dawid is eintlik, dan kom hy dan vra hy 'n paar vrae, net soos wat u en ek vra. En luister, dan sê hy die volgende. Hy sê daar, wanneer hulle so besig is, dan sê hy, 'n listige plan stel hulle vas. Hulle spreek af om strikke te span. Hulle sê, wie sal dit sien? In ander woorde, dit gaan oor goed wat mense in die geheim in die donker doen. En dink, God sien dit nie raak nie. Hy sê, hulle versin ongeregtighede. Ons is gereed, fyn uitgedinkte plan. 'n Fyn uitgedinkte plan. Hy sê, ja, 'n man se binneste en onpeilbare hart. En nou kom hy, hoor wat sê hy, nie kom hy bemoediging. Maar God tref hulle met 'n pyl, skielik is hulle wonde daar. Wat sê hy? Hy sê, al die goed word beplan. Ag, daar word so gesê, party daar voel 'n mens, hoorie, ek kan net nie meer nie, ek voel so moedeloos. Wow, dan kom daar, dan sê hy, maar skielik, dan kom die Here. En wat doen God? Hy kom gryp in op 'n bonatuurlike manier. Al wat hy eintlik sê is, hou jy aan om die regte ding te doen. Hou jy aan om die pad te stap. Moenie terugkyk nie. Kyk voor jou. Hou jou oë op God. Ons weet, ons voel soms moedeloos. Hy sê, maar skielik, dan is die Here net daar. En wanneer God daar is, wow, geliefde, dan verander alles. Man, loof die Here. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê daar, hulle tong laat oor hulle self struikel. Almal wat hulle aansien, skud die hoof. Met ander woorde, daar is so baie gepraat, hulle hardloop rond, heen en weer, en is die, en is dit, en is daar, en is so. En ons voel baie keer by die werk, yes, maar kan hulle nie dit of dat raak sien, of ons voel by die huis, of waar ook al. En dan kom Dawid en skryf en dan sê, en dan val hulle oor hulle eie woorde, en hulle eie goed wat hulle beplan het. En dan sê hy, dan skud die mense net hulle koppe. En wat hy sê, kan hulle glo, ons kan nie glo, dat hierdie mense gedink het, hulle gaan daarmee wegkom. En baie keer voel ons so, mense kom weg met goed. Maar weet jy wat, laat dit by die Here. Hy weet presies wat hy doen. Hou jy aan om die regte ding te doen. Nou in hierdie dag, stap uit, gaan, doen die regte ding, en kyk wat doen die Here vir jou. Nou mag jy 'n mooie, wonderlike, fantastiese dag hê, en ek gun net die mooi in hierdie dag in, en dat jy werklik waar God sal ervaar, en dat jy sal opkyk en sê, my hulp is van die Here, en in sy arms is ek veilig. Mag God sy arms om jou in hierdie dag sit, dat jy net voel hoe belangrik jy vir die Here is, en dat jy so saak maak vir hom, en dat hy jou nooit sal los nie. Staan op, en maak 'n verskil in hierdie dag. Ek groet u, 'n baie mooi en wonderlike dag vir u, gaan in sy vrede, totsiens.